Ons is vandag bevoorreg om 'n paar lewensgrootte replika's van Noag se ark te kan sien. Johan Huybers is 'n Nederlander wat 'n paar jaar gelede besluit het om 'n drywende replika van Noag se ark te bou. Hy het eers hierdie halfgrootte ark aan die regterkant gebou en toe 'n volgrootte ark. Dit het hom 4 jaar geneem om die projek in 2012 te voltooi. Die ark het al duisende besoekers gelok, 'n wonderlike manier om die goeie nuus van die evangelie te versprei. Maar hierdie is nie die enigste replika van Noag se ark nie. Daar's ook 'n volgrootte sementreplika van Noag se ark reg langs die pad wat na een van Hong Kong se besigste lughawens lei. En dan is daar hierdie volgrootte ark wat in 2016 in Kentucky geopen is deur Ansys en Genesis. Dit is beslis op my moet doen lysie. Koreaanse skeepsboukundiges het bevind dat die ark volgens die Bybelse beskrywing een van die mees stabiele seevarende voertuie was om groot golwe in 'n baie rowwe oseaan te trotseer. Volgens hulle kon die ark 3 keer orkaansterkte winde en minstens 30 meter hoë golwe trotseer en waarskynlik nog hoër golwe en selfs 60 grade oorhel sonder om te slaan. Nou daar was verskriklike dinge aan die gang in die aardkors tydens die vloed, met aardbewings, tsunamies, vulkaniese uitbarstings, kokende fonteinwater wat uitspuit, water wat heen en weer slosh. Dit was wild. Dit was in elk geval ook nie nodig vir die ark om 'n vaartbelynde skeepsontwerp te hê nie, waarheen sou hy in elk geval vaar. Golfnommer 777-325186. Alles was toe onder water. Die ark moes net kon dryf. Dit het Noag baie lank geneem om die ark te bou, maar hy het nie alleen gewerk nie, sy seuns het ook gehelp. Dit is ook heel moontlik dat Noag arbeiders kon gehuur het om hulle met hierdie reuse taak te help. Sedert die dag dat God gewaarsku het dat hy die aarde deur 'n vloed gaan vernietig, het 120 jare verloop voordat die vloed begin het. Mense het dus 120 jare lank kans gehad om hulle tot God te bekeer. Dit was genadetyd. Gedurende hierdie tydperk het Noag die ark gebou en hy het die mense aanhoudend gewaarsku, hier kom 'n vloed, hier kom 'n vloed, hier kom 'n vloed. Al wat hulle moes doen as hulle gered wou word, was om God te vertrou en in die ark in te gaan wanneer die tyd sou kom.